soos ek sê, wanneer 'n mens die woord van die Here bedien, en spesifiek in 'n geleentheid soos hierdie, want dis nou ons 'n baie spesiale geleentheid rondom Christus. Want sy is die eerste baba wat gebore is in 'n baie lang tydperk. Dis altyd 'n geopende deur. Nou nie vir hulle om nog babas te maak nie, maar bedoelende, dis 'n geleentheid vir julle. Maar vir groei, dis altyd vir my positief. So, ek vra die Heilige Gees om my te help, want die woord moet stimuleer. So, ek praat tweeledig vandag. Die woord gaan oor haar ouers, en wat hulle moet weet, maar dan gaan die woord ook oor die liggaam, oor julle, so wat julle moet weet. So, jy kan nie sê, is hulle woord nou nie. Jy kan nie sê, ek gooi nou die kant toe. Nee, hy val daar waar hy moet val. So kom ons kyk wat sê die woord van die Here. Ek het my boodskap getitel Corpus Christi Factor. Die Corpus Christi Factor. Dit beteken, die woord Corpus Christi beteken die liggaam van Christus. So, ek het daai naampie daar aangesit vir Christi. Corpus Christi Factor. Wat is die Corpus Christi Factor wat ek en jy van moet bewus wees? Die woord wat vandag spesifiek tot ons harte kom is in Jesaja 46. Baie kosbare skrif wat sekere riglyne in die Corpus Christi Factor uitlig wat elke een van ons kan oplet en wat noodsaaklik is vir my en jou lewe om ons lewe te rig. Die 3de tot die 9de vers, en ek haal sekere dele aan, sê soos volg: luister na my. Wie praat? God praat. Wat sê die Here? Hy sê luister. Luister na my. Mense gooi goud uit 'n sak en weeg silwer af op 'n skaal. Hulle huur 'n goudsmid om 'n afgodsbeeld te maak. Dan buig hulle en aanbid die afgodsbeeld. Dan snaaks dat mense dit altyd doen, nê? Ding wat nie kan praat nie. Hulle wil so ding hê. Dis nou iets wat die Here sê, en God praat oor hierdie afgodsbeeld, en hy sê hoe die mense te werk gaan om die ding te maak. Dan sê hy, hulle dra die beeld op hulle skouer. Hoeveel beelde dra ek en jy op ons skouers, wat ons self gemaak het vir ons lewe, in hierdie lewe, om ons deur hierdie lewe te kry, ons eie goedjies wat ons saam gesmeld het, en saamgevoeg het, wat ons voel, dis ons gode wat ons aanbid. Sê nie ek aanbid die Here, ek sê, hoeveel goed het ek vir myself gemaak, wat ek op my skouers dra, en die Here praat met ons daaroor. Hy sê, hulle dra dit op hulle skouers na 'n ander plek toe. Hulle sit dit daar neer. Hoewel hy sê, het ek al by gekom, om mense gekry wat sê dat hulle is kinders van die Here, dan kom ek by die voordeur, en dan sit die boepens Boeddha daar, met sy uitpeel oë. Maar hulle is kinders van die Here. Ek kry, in huise kry ek snaakse goed wat daar moet wees, by kinders van die Here, wat sê dat God is God. Maar dan sit hulle ander goed daarso, wat hulle dra, hulle bring dit van buite af, binne in die huis in. En dan sit hulle daar neer, en daar staan dit. Dit kan glad nie van self beweeg nie, die ding het geen lewe in nie, hy het nie bene en niks nie, jy moet die ding ronddra. En wanneer iemand na hulle roep, is daar geen antwoord nie, kry geen antwoord nie, dit is 'n stomme ding wat daar staan. Dan kan niemand red uit sy nood nie. Maar vreeslik. So, dan sê die woord, so, met wie wil julle my vergelyk? Wie? Aan wie wil julle my gelykstel? Wie is soos ek, sê die Here, om hom met my te vergelyk, 'n afgodsbeeld met God te vergelyk? Wie? Hoe kan jy dit doen? Ek het voor geboorte vir julle gesorg. Luister baie mooi. Voor jy gebore is, toe die Here reeds jou in gedagte gehad en vir jou gesorg. Vir my so mooi. En julle
van kleintyd af vasgehou. God sorg voor jy kom, maak hy voorsiening, en dan van jou kleintyd hou hy jou vas, al is jy nie bewus nie, al ken jy nie die Here nou nie, dan het God 'n plan met jou, want God maak nie net stomme beelde wat op die aarde nie kan beweeg nie. Hy maak mense na sy beeld en na sy gelykenis met vir wie hy 'n bestemming het en met wie hy 'n doel het. En of ek en jy, soos ons almal maar kom, ons doel nie verstaan nie en ons bestemming nie verstaan nie, God het dit klaar bepaal. So nou sê hy, met wie wil jy my vergelyk? Ek dra jou van kleintyd af, jy's nou al 'n volwasse mens. Wie dra jou? Wie sit die asem in jou neus? Wie het jou vanmôre laat opstaan? Wie het jou laat werk? God. Nie 'n stomme beeld nie. Dan sê hy, ek sal julle God wees deur julle hele lewe. Of ek hom nou wil ken of nie, hy bly daar, totdat ek wakker word om te besef, daar's iemand groter met wie ek te doen het. Al is dit op my sterfbed natuurlik. Tot jy stokoud is. Hy sê, ek dra jou totdat jy stokoud is. Sal ek julle dra. Ek het julle gemaak, sê die Here, en sal vir julle sorg. Nie dalk, miskien of moontlik nie. Ek sal vir julle sorg. Wie sorg vir ons? Die Here. Wie het ons hier bymekaar gebring? Die Here. Wie het die dag geskep? Die Here. Wie het die son laat opkom? Die Here. Geen afgodsbeeld kon die son laat opkom nie, want hulle het hom gemaak nie. Kan hom ook nie laat sak nie, so as geen lied om oor te sing nie. Hy sê, ek sê julle dra, ek het julle gemaak en ek sal vir julle sorg. Ek sal julle ondersteun. Ek hou daarvan. En julle red. Onthou dit. Onthou dit. Neem dit ter harte, julle opstandiges. Vra die Here nou uit sy woord uit. Jesaja 46 wys op twee teenoorgestelde realiteite wat ons lewe raak en betref. Die eerste een is afgode. Hy verwys na afgode wat gedra moet word. Asof ek en jy nie genoeg laste van ons eie het nie. Genoeg probleme van ons eie, nou moet ons hierdie afgodsding dra. Hy sê, hulle word 'n las vir jou. Dis die twee goed in Jesaja. God sê, hier's goed wat jy moet dra, hulle word 'n las. Maar dan kom hy aan die ander kant en sê, maar ek is 'n God wat my mense dra. Ek hou daarvan. Hy neem die las weg. Die afgod sit 'n las op jou. Alles wat jy skep in hierdie wêreld wat al hierdie ander snaakse goed op jou bring, sit 'n las op jou. It puts a burden on you. But God lifts the burden off you and he carries the burden. He does not expect you to carry the burden. So nou, in hierdie teks kom daar soveel waarheid, want hy sê, julle dra nie vir my nie. Jy dra nie God nie. Jy hoef hom nie te dra nie. Hy woon in jou. Hy sê, ek dra julle. Is dit mooi? Wat wil jy nou beter hê in jou lewe is dat jy weet daar's iemand wat jou dra. Dis ons daai gediggie wat hulle altyd sê op die voetspore, nê? Kry net die een ry voetspore. Toe sê hy, maar hier waar dit moeilik was, hy jou gedra. Wie van ons weet nie wanneer dit moeilik gaan in my lewe, dan's God daar om my te dra nie. Maar hy dra my nie net wanneer dit moeilik gaan nie, hy dra my wanneer dit goed gaan. Hy dra my elke dag. En ek is so lief vir hom, soos wat julle vir hom lief is, draai ons. Nou, uit hierdie teksvers uit kom al 4 goed wat nou raak, en ook vir Christie raak, en vir elkeen van ons raak. Eerstens is identiteit. Daar kom identiteit in hierdie woord uit, want met wie identifiseer jy en wie het jou identiteit gegee? Die tweede is jou bestemming. Elkeen van ons is op pad ergens heen. Waarheen is ek op pad in my lewe? En hoe loop my lewe? So my bestemming word bepaal. En die derde ene is vir my outeurskap. Wie is die outeur van my en jou lewe? Veral oor die lewe van 'n kind wat opgedra word, soos Christie vanmôre dan opgedra word. Jesaja 46 sê dan, gee dan vir ons hierdie 4 profetiese werkwoorde. Profeties beteken toekomstig, insiggewend, openbaring, verligting, wat ek moet weet, wat jy kan weet vir jou persoonlike lewe, want as ek jou nie 'n gereedskap gee om jou lewe te rig nie, wat is die sin van die woord? Nou gee hy vir jou 4 werkwoorde en hy sê, ek het jou gemaak. God maak mense. Tweedens sê,
ek sal jou dra. God dra mense. 4 en sê, ek sal jou ondersteun. God ondersteun mense. En die 4de werkwoord is, ek sal jou red. God los jou nie net nie. Hy red jou, hy dra jou. En hierdie 4 werkwoorde word vir my pilare in my lewe. Nou, jy sit op 'n stoel. As jy net 3 pote gehad of 2 pote, dan jy nou gesit nie, dan jy op die vloer gelê. Maar die feit dat daar 4 pote is, sit jy. So jy kan sit. So wat maak dit? Dit maak jou veilig. So as een van die pote af is, dan kan jy nie lekker sit nie, dan is jy ongebalanseerd. So is dit met mense wat sonder God is, of nie God erken nie, of hierdie pilare in hulle lewe vasmaak nie, hulle is dus nie gegrond nie. En dis is hulle ongebalanseerd en kry hulle nie rigting in hulle lewe nie, so hulle loos die wat soos onverstandige mense in die donker rondtas en probeer om uitgang te kry, maar hulle weet nie waarheen nie. So as ek nou daarna kyk en ek luister na die eerste pilaar wat staan, onthou, God het my gemaak, voordat iemand my 'n naam gegee het, jou naam, wat is jou naam? Voor jou naam het God van jou naam geweet, voor jou ma en voor jou pa jou naam geken het, Piet, Jan, Klaas, Christie, het God geweet is Christie. Hy sê dit in Psalm 139, voordat jy ongevormde klomp in jou moeder se skoot was, jy reeds by jou naam geken, soos jy dink, jy het nou nie die lekkerste naam nie, God het jou daai naam gegee, en hy het hom geken, en hy weet wat daai naam beteken. Dis vir my mooi, voordat die familieverhale begin het, jou bloedlyn en jou geskiedenis, jou pa en jou ma en al die goed wat ek en jy deurgekom het, voor dit, het God jou gemaak. Voordat daar persoonlikheid gevorm is in jou lewe, jou personality, jou persoonlikheid, wie is wat jy is en hoe jy omgaan, sê God, ek het jou gemaak. Wie het jou gemaak? Ek het jou gemaak. Wie het jou gemaak? God het jou gemaak. Dit beteken, geliefde, jy is nie 'n biologiese ongeluk, so sommige mense sê, dat ek was 'n ongeluk, of ek is 'n dit, of ek is 'n dat nie. Jy's nie 'n dit nie, jy's nie 'n dat nie. Christus is nie 'n dit of 'n dat, of 'n ongeluk. Nee, per ongeluk het ons swanger gehad, my vrou swanger gehad. Per ongeluk, ons het 'n glipsie gehad. Die tipe nonsens wat mense praat. Jy kry nie glipsies in God se koninkryk nie. Dis ons wat glipsies maak en dit afmaak as common. God maak nie mense as common beelde nie. God maak mense met 'n spesifieke doel en maak nie saak hoe jy of ek op hierdie aarde gekom het nie en hoe die familie voel en hoe die familie dink nie. Ek is God se skepping en dis wat saak maak. So ek is nie 'n biologiese ongeluk nie. Ek is 'n goddelike ontwerpsel. Ek is ontwerp deur die Here. Met my ore, met my hare, met my hande, met alles hoe ek lyk. Met my neus wat ek nie van hou dalk nie. Dis hoe ek gemaak is. Jy kan nie verander, party net hierdie plastiese chirurgie waar hulle gaan. Ek wil my gesig verander, ek my lippe meer botox. Want hulle is te skraal. Daai goed val alles plat. Want is mensgemaakte goed. Wat God maak is goed. Jy is gevorm met die bedoeling, nie met toeval nie. En dan wil ek vir jou vanmôre sê, elkeen wat hier sit, binne in jou ingebou is daar 'n ingeboude roeping. Wat 'n roeping? Moet ek kom preek? Nee, dis nie wat jy moet doen nie. Jy's geroep. As 'n man is jy geroep om 'n man te wees en jou plek vol te staan in die lewe. As 'n vrou, en as 'n familie. Julle elkeen het 'n bestemming en elke huishouding het 'n bestemming en elke huishouding het sy eie identiteit. Maar wanneer mense nie verstaan waar hulle vandaan kom, wat hulle identiteit is nie, dan tas hulle in die donker rond en dan fokus hulle verkeerd. Psalm 139:16 sê dit baie duidelik. Al jou dae, elke dag totdat jy jou asem sal uitblaas, is reeds in die boek van die Here geskryf. Daar staan dit. Is in my boek geskryf voordat een van hulle aangebreek het. Die dae wat kom, het nog nie eens by jou aangebreek nie, maar God het hulle ingeskryf. Kom ons gee hom 'n eer. Hy's God. So wat is die profetiese fokus vanmôre? Wat is die rigting wat hy? Wanneer God sê ek het jou gemaak, beteken dit ek het, soos in Christus geval, haar roeping geskryf voordat dit begin het. Jou hele lewensverhaal is geskryf in die boek van die Here voordat. Dit is hoekom as ons nou hiervan af gaan, van hierdie aard sterf, sal elkeen van ons voor die regterstoel van God staan, om ons loon te ontvang. Hoe het ek my roeping hierso uitgeleef? Wat het ek hier gedoen? Tyd gemors?
Iemand het eendag vir iemand gevra, what is life? Sê die ander, life is what you're doing while you're waiting to die. So what are you doing? What are you doing while you're waiting to die? Carrying stuff that you should not carry? So, ouer wees, om 'n pa en 'n ma te wees, is nie eienaarskap van kinders nie. Dis my kinders, dis my eiendom nie. Nee, dis 'n geleende goudstaaf uit die hemel uit. Dis goud wat saamgepers is, wat 'n spesifieke doel het, wat God gekies het, hierdie man en hierdie vrou met hierdie geslag voorbring, hierdie bloedlyn moet so loop en hierdie bloedlyn moet so loop, en dit maak saak. Dis rentmeesterskap. Ouerskap is rentmeesterskap. Is wat doen ek met wat God aan my toevertrou het? Mors ek dit op? Maak ek dit de mekaar? Of gee ek bestemming aan dit? So hoe ek my kind groot maak in die vrese van die Here, hoe ek my hulle rig, hulle voetstappe gaan bepaal waar hulle gaan eindig. Die beginsels, die normes, die waardes en die grense wat ek as ouer, as gevolg van God wat in my werk, instel in my kinders se lewe, gaan maak dat hulle in hierdie lewe merke maak en 'n erfenis los, en dit gaan my legacy word, of ek gaan geen legacy hê nie. Party ouers dink is speletjies om ouers te wees. Dit is nie. Dis 'n baie toegewyde saak, want waar daai kind eindig, bepaal ek en jy. Hoe kry ons dit? Ons kry dit in die woord van die Here. Want God stap nie net saam met ons nie, hy dra ons voortdurend, vir my en vir jou, ook in ons daaglikse lewe, nie net vir Christie vandag nie, maar vir ons elkeen as ouers en grootouers. In Hebreëus beteken dra. Dis wat dit beteken. Dra. Om op te tel? Ag, dit was so lekker geweest. Ek het nou my agterkleinkind het ons gesien uit Nederland uit. Wat 'n poppie. En toe sy ons twee sien, toe erken sy ons as haar bloedlyn. Ons het haar opgevreet, jy tel haar op, jy hou haar vas. Ons het nou net 'n week gehad met haar, maar wat 'n week. Dit is soos olie, sê die woord van die Here, vir jou gebeente. Kinders is olie vir jou gebeente. Dit olie jou. Hou jou voertuig aan die gang. Alles verdwyn as jy jou oogies op hulle sit. Dis net jy tel hulle op. God sê ek tel jou op. Dit beteken om op te lig met dankbaarheid. Hallo, so maak julle so. Hallo, jy boem, u op oupa. Sê is alright, moenie worry nie. Hulle kan maak wel as die vrye volkies van die wêreld. Kan maak net wat hulle wil. Jy lag net saam en vee net af. Dis lekker, nee. Dis lekker om ouers te wees, dis lekker om 'n pa te wees, dis lekker om 'n ma te wees, dis een van die grootste feeste, want jy so in jou kind se oë kyk en jy sien al die maniertjies wat hulle het. Dis jy daai. So moenie vir die kind kwaad word nie, dis jy. Jy wat so lyk. Jy word opgelig. Hy sê ek is om jou te ondersteun, om jou vas te hou soos 'n moeder haar kind aan haar bors optel en vashou. Daai gesig is onbeskryflik, wanneer hy kind hoe ontsteld is, en hy ma vat hy kind en sy druk hy kind die teen haar bors vas en hy hartkloppie, want sy voel mos nou die ma se goed, en hy hartkloppie, dan sien jy daar kalmeer die kind. God sê, wanneer ek en jy in benoudheid is, doen hy dit met ons ook. Hoe lekker is om te weet, dat jy kan jou kop op sy bors lê, en sê, Here, ek wil net hier kom. Hy sê, hou jou vas. Dit onthul vir my God se nabyheid aan mense, van geboorte af, deur ons kinderjare, deur ons tieneridentiteit wat so, heerlikheid, Here. Onthou julle toe julle tieners was? Jou ma kon nie met jou huishou nie. Jy het jouself nie verstaan, jy was nog vis, nog vlees. Jy het gewonder, wat is jy? Die seuns het ma uit die huis en pa uit die huis uitgeëet. Al die pap, al die vleis, al die oorskietkos, al die goedes wat oorgebly het. Hulle eet alles op, al die eiers, alles, die ander kry niks nie. Die meisiekinders, hulle pas weer aan by pa en hulle huil en gaan aan en al die goeders. Boetie en sussie, julle ken mos die storie. Nee, julle weet mos nou nie waarvan. Waaroor gaan dit nie? Ek meen, ons was 14 kinders, man. Ons het so sardientjies op 'n bed gelê.
Sal ek nou nie weet wat beteken om 'n groot gesin te wees nie. En ons was nog gelyk, 7 meisiekinders en 7 seuns, so wie dres vir wie op 7 in die span en 7 in daai span. Nou baie gesê, ek ken nie emosionele goed van vrouens. Ek het gesien ons jare het hulle My Fair Lady, ek sien nie meer sulke poeierblikke hier nie. Dis daai groot poeierblikke met so 'n dametjie daarop. Sondagmiddag wanneer dit skorrelgoed was tyd is. Dan weet julle mos hoe gaan dit in die huis as jy baie kinders het. Een was, een droog af, een dek tafel, een doen dit. Nou vandag dek ek nie, ek gaan ook nie afdroog nie. Ek ken mos altyd, ek gaan nie. Julle weet mos julle het groot geword. Nie in julle huise nie, Tom, sorry, maar in ons huis. En ons was kinders van die Here. Nee, ek doen nie dit nie, ek doen nie dit nie. Ek gaan dan sal hulle mekaar se hare. Nou is hulle in die kamer en julle ken mos daai spieelkaste van ons daar wat die twee kante so gehad. Jy kyk jou kop agter en jy kyk jou kop voor. Nou hoor jy die twee oudstes. Nou, hoor jy net, kwak. Kom hy daar en dan sien die poeier lê die hele wêreld vol. Dan buig hy poeierblik so oor 'n vrou se kop, die ander een se kop, laat hy so lyk, as prik hy oop. Is dit net poeier? My Fair Lady poeier. Meer as een keer daai blik sien trek. Dis nou as jy nou tiener is, né? En as die boyfriends begin kom. Dis nou 'n ander ding met Christie. Maar nou moet jy laat toemaak, want nou jy weet nou kom die kerk vra maar vir die jong dames, ek sal nie daarop ingaan nie. Nou kom die kerels in. Nou is dit nou is dit daai jy moet deur al daai goed gaan. Daai tiener identiteit stryd en tyd dra die Here jou. So dankbaar die Here my gedra het toe ek so onmoontlik was. Myself nie verstaan nie. My ma het my nie verstaan, my pa nog minder. So hoe sou ek inpas? Hoe sou jy inpas? Dank God dat jy hier is. Hoekom? Want die Here het jou deur daai moeilike tyd gedra. Niemand kon jou iets vertel nie. Jy het alles geweet. Jy was Mr. Know-it-all. Rocket science was jou storie. Deur jou volwassenheid, hier waar ek en jy is, as jy eers ouer word, dan kyk jy terug en sê jy, as jy so gemaak het, is jy 30. As jy so gemaak het, is jy 40. As jy weer so jou oë uitveeg, is jy 80. Dan kom alles stadig na. Hoekom? Want dis jou jare, volwassenheid. Maar tot in die hoë ouderdom, sodra hy sê, jy sal wees so 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en selfs in die gryse ouderdom sal jy steeds vrug bly dra. Ek vertrou dat elkeen van julle steeds vrug sal dra in julle gryse ouderdom, omdat God julle dra. God se verbintenis breek nooit met jou nie. Ek het jou gedra van jou geboorte af, sê die Here, en die profetiese vloei vanmôre is, daar is geen oomblik hier op aarde waar God se steun teenoor jou nie sal wees nie. Hy sal jou wanneer jy swak is dra. Hy sal Christie wanneer sy swak is, wanneer haar ouers swak voel en hulle voel hulle weet nie hoe nie, sal hy hulle dra. Sy goddelike ondersteuning sal nooit in jou lewe ophou nie. Ek en jy weet waarvan ons praat. Jy weet waarvan ek praat. Jy kan God in tye van jou lewe voel, jy het hom nie nodig nie. Ons gaan ons so 'n bietjie af, né? Ons doen ons eie ding. Mr. Know-it-all. Ego, ek gaan onder. Jou ego, ek gaan onder. Jy wil ons nou ondergaan, so gebruik jou ego. Dan los die Here jou, want hy's 'n Vader. Hy los jou, laat jy loop. Jy doen jou ding, jy gaan aan. Jou kop raak de mekaar, jou lewe, dan staan hy daar voor vir jou en wag. Totdat jy wakker is en sê, hy sien jy, ek wag nog steeds vir jou, ek's lief vir jou, ek het jou nie weggegooi nie, is jy wat my nie wil ken nie. Maar God werk net so. Hy sê, waar julle krag begin myne. Wanneer jy uit is, begin God se krag in jou werk. So, as ek na die derde pilaar kyk, dan sien ek sal jou ondersteun. Nie net dra die Here jou, nie net vat hy jou deur die lewe nie. Maar die derde poot van jou stoel is ek sal jou ondersteun. God dra jou nie net nie, die Here versterk ons elke dag, want hy is ons bron en hy is ons lewe. So dit beteken om te voed,
Hy voed ons. Hy versterk jou, dit beteken om te versterk. Dit beteken om tydens gevegte en struweling en onderlinge goeters in ons lewe, persoonlike lewe, wat ons mee worstel, hou hy ons staande. Hy laat jou nie val nie. En dan beteken dit ook om alles wat jy in jou lewe nodig het te voorsien. Wie van julle kan amen sê daarop? Dat die Here voorsien altyd. Wanneer jy dink jy's uit, dan maak die Here 'n deur oop. Net om vir jou te wys hoe gee hy om vir jou en vir my. Hy los ons nie. Maar 'n afgod los ons. Ons staan voor hom en ons praat en die ding kyk net vir my. Hy stort nie eens 'n traan nie. Hy trek nie eens sy oë nie en buig ook nie sy voorkop nie. Moenie hulle dan bid nie. Hulle is nou goed. God beloof, hy sal jou nooit die genade laat ontbreek wat jou roeping vereis nie. Soos vir Christie, daar's klare roeping in haar lewe ingeskryf. Haar DNA is daar. Elkeen van julle se DNA is geskrywe. Jy kan nie daarvan wegkom nie. Jy moet dit net ontdek, dan sien jy maar wat 'n wonderlike wese het God my gemaak. So hy het klaar alles geskryf wat jou roeping betref. Sê nee, maar wat is my roeping? Jou roeping is wat jy op hierdie aarde moet doen. En die hartseer is dat baie mense weet nie wat hulle hier doen nie. Hulle mors tyd. Moenie tyd mors nie. Voor jy uitvee as jy te oud. Dan wil jy begin. Begin vroeg. Soos in Christie geval sal sy altyd uit 'n goddelike voorsieningslyn leef. Hoekom? Want die Here is haar bron. So ek wil vir haar pa en haar ma sê, die Here is julle bron en wanneer God eerste in julle huis gestel is, kan julle verseker weet, daar sal nooit gebrek in julle huis wees nie. Ek sê nie daar sal nie probleme en krisisse en omstandighede kom nie. Ek sê maar te midde van dit sal die Here julle dra, Christof en Christel, die Here sal julle dra. Dis waarna die Here familie om ons sit. Dis wonderlik. Dis soos 'n vangnet. Familie is net 'n vangnet dat wanneer ons val. Familie is nie daar om ons rond te sjant en te manipuleer en al die goed nie. Dis soos ons nou. Ons is nou grootouers. Nou kom die kinders daaraan. Maar sy het 'n oupa en 'n ouma, dis nou my dogter en my skoonseun. Nou kan ons nie net oorvat. Ons wil vreeslik graag oorvat want ons is lief vir die kinders, maar ons kan nie nou net oorvat en sê kom hiernatoe, julle wil nie by ons wees nie. Kan ek haar net vashou soos nou gister toe hulle nou terugvlieg sê nee, hulle wil nie hê ek en sy moet saam lughawe toe gaan nie. Kan jy glo toe kon ek net daar koroner skiet. Oor hoe durf hulle vir my grootoupa uitsluit dat hulle my nie wil toelaat en vir ouma moet toelaat om hulle by die lughawe af te sien nie. Nee man, ons is nie so siek nie, ons is volwasse. Sy het 'n oupa en 'n ouma, ons het 'n week opgeëet. So nou sê hulle, groet ons hier en ons ry. Want ons moet ook verstaan dat ons kleindogter kan baie emosioneel raak as ons almal nou daar staan. Nee, nou doen ons dit nie so nie. Ons sê vrede vir julle want ons erken oupa en ouma. So groot oupa en ouma soen en druk hierso en oupa hou vir ouma vas dat sy huil, dat hulle nie sien sy huil nie en daar gaan hulle, dan kan hulle afsien. So wat is ons verantwoordelikheid as grootouers? Ons verantwoordelikheid as grootouers en familie is om 'n vangnet te wees, dat wanneer een van ons kinders of iets, want hulle gaan val, soos ek en jy geval het, dan sê ek nie, ja, ek het jou gesê, kom sit hier so, dat ek vir jou vertel, hoe skeef is jou kop nie. Mense maak so. Sê nee, dit gaan aan. Nou kom jou kleinkind hier aan. Jou kop nie mekaar. Sies vir jou. Dis nie ons jou groot gemaak het nie. Dis wat ons doen. Jy moet nie so eet nie. Jy moet nie dit nie. Druk die bottel so in. Deesdae het hulle ander maniere om bottels in te druk, het jy dit uitgevind. Hulle doen goed anders as ons. Ons het die kind op die rug geslaan. My ma het my geleer, as die kind bietjie hoes en goed, dan vat jy soms 'n samboksalf met die vinger, want ons baie kinders, as nie tyd vir dokter, van die band so aan. Haai, mond druk binne die mond, binne in die ore, samboksalf werk. Nou sê ek wil ook samboksalf op die kleintjies smeer. Sy wil nie soos 'n samboksalf ruik nie. Hulle het ander goed, as ons met hulle los. So ons staan net so en kyk en sê, ja.
Is dit so? So ons werk is nie om in te meng met ons kinders nie. Ons werk is nie om ons kinders te manipuleer nie. My werk is nie om te sê, moenie die kind so slaan nie, slaan die kind so, moenie hom so tugtig nie, moenie so nie, moenie vir hom so gesig trek nie, moenie so nie. Ek kan gereedskap gee, maar ek kan met my liefde wys wat ek kan doen. Al wat 'n kind nodig het en wat my kinders nodig het, is oneindige liefde vir hulle. Ek het my beurt gehad om kinders groot te maak. Dis nou hulle beurt. Moenie vir hulle voorskryf nie. Moenie vir hulle sê, maak so nie. Want hulle wil nie in elk geval vir jou luister, hulle nooit vir jou geluister nie, hoe gaan hulle nou vir jou luister? Hulle gaan net sê, ja ma, ja pa. En hou verby. So. Ek het dit gesien, dit werk so. God beloof is, daar sal nooit iets ontbreek in Christus se lewe of in jou lewe nie. Daar sal altyd 'n goddelike voorsieningslyn vir julle wees en dan sal julle funksioneer uit sy oorvloed vir julle, sy liefde vir julle. Daar sal nie skaarsheid in jou lewe wees nie. So wat beteken dit vir jou vorentoe? Wanneer jy groei, wanneer Christus groei, sal die Here saam met haar deur elke groeiproses gaan van haar lewe. Wanneer Christus haar lewe en haar bediening ontdek, haar roeping ontdek, dan sal sy in dit kan loop met 'n lewe wat vol is, soos elkeen van julle en ek behoort in ons lewe vol te loop en God te verheerlik. En wanneer daar druk op ons lewe is, die druk wat soms die lewe uit ons uitdruk en ons so depressief en neerslagtig maak, dan's God daar, dan sê hy, ek sal jou uit hierdie modderige sluik uit oplig en weer vir jou nuwe hoop gee. En so sal dit wees met Christus. En wanneer sy in haar generasie staan sy daar. Laat ek net vir elkeen van ons herinner, ek hoop u weet, dat elke 10 jaar verander alles in hierdie wêreld. Jy kan nie nou verwag die kinders moet van jou 1953 se boeremusiek hou nie. Hulle ken nie daai goed nie. Hulle het ander musiek. Hulle is anders saamgestel. Nee, jy moet so maak. Jy moet so maak. My ma het my groot gemaak op pampoen, pap. Die kind wil nie nou pap eet nie. Hy wil purity eet. Of iets anders, dat deesdae, ek sien hulle sulke goedjies wat jy koop, jy sit net so 'n oulike ding, jy lyk soos 'n warmwatersak. So 'n klein dingetjie. Ek wens ons het sulke goed gehad, dan sit maak jy net op sit die kind se mond dan tot hy klaar is. Lekker nee, modern thinking. Hulle dra doeke wat ons nie gehad het, ons het daai ander doeke gehad wat jy op die draad moet hang en uitwas, hulle word geel na 'n tyd. Nou dis nie sulke doeke nie, die kinders leef anders tyd, dit daar nou 'n modern doek. Dat jy net vasklip. Dan sê die Here, ek sal jou kragbron wees. When you're weak, God will be your strength and your courage. En dan jou vierde pilaar van jou stoel. Die God wat jou roeping in jou ingeskryf het, die God wat jou gemaak het, beskerm ook daai roeping. Jy hoef nie bekommerd te wees nie. En jy moet altyd onthou, daar's iemand wat vir jou bid, en dis die taak van 'n oupa en 'n ouma en grootouers, is om vir hulle kinders en hulle kleinkinders te bid, en ons moet dit doen. Bid dat die Here hulle beskerm, bid dat die Here hulle bewaar, bid dat die Here sy hand oor hulle hou, bid dat die Here homself aan hulle openbaar, nie vir hulle sê, jy moet so en so en so en so nie. Ons moet vir hulle bid. En dit beteken, om te red kind van die Here, beteken om te verlos, om uit gevaar te trek, soos 'n brandhout dikwels, en die kettinge te breek wat hulle vashou, om in te gryp wanneer die donkerte opdaag in hulle lewe, wat hulle nie weet herwaarts of derwaarts, soos elkeen van ons, en die donker tye in ons lewe, wat elkeen van ons een of ander tyd nog gaan beleef, as ek en jy in daai donker tyd kan weet, dat God is my bron, omdat hy gesê het, ek het jou gemaak, ek het jou voortgebring, ek dra jou van jou kind af, ek het jou deur jou jeug gedra, en selfs in jou grysse ouderdom, sal ek jou dra. Dis vastigheid van geloof. En dan bring hierdie vers vir ons juis dit in. Daar's 'n verbondsbeskerming. God het 'n verbond. Al sou ek en jy ons rug op die Here draai, draai hy nie sy rug op ons nie.
sy verbond teenoor jou staan, ja en amen. Geen aanval van die vyand sal Christie kan oorweldig as hulle in Christus is nie. Geen wapen wat teen haar of teen enige eens van ons gesmee word, wat gevorm word, sal voorspoedig wees teen ons lewe nie, en geen generasie, siklus, 'n siklus uit my bloedlyn of generasie, sal my storie dikteer nie. My storie is geskryf, jou storie is geskryf, volgens God se orde. Weet dit verseker. Jy het nie die dag van jou geboorte geken nie, en jy ken nog minder die dag van jou heengaan. Die profetiese vloei vanmôre is dus net doodeenvoudig. Hy sal haar dra, hy sal haar beskerm, en hy verklaar, God verklaar vanmôre, ek sal haar red, en deur haar sal ek my families skryf. Het jy al uitgewerk hoeveel generasies kom uit jou lendene uit? Jou kinders, jou seuns, jou dogters. Wat dra hulle? Wat wil jy hê moet hulle sien? Die emosionele goed wat in die huis aan die gang is? Wat wil jy praat jy met my nie? Dit gaan my van jy. Nee, dit werk nie so nie. As dit my kinders se ma is, hoe ek haar hanteer vir my kinders, sê wat se respek ek vir hulle het. Maar as ek nie respek het vir hulle ma nie, dan wys ek net ek het geen respek vir myself nie. So, nee, julle ken vir ons, lovey-dovey. Hallo mammetjie, dit gaan goed. Die kinders moet dit sien. Die kinders moet sien jy hou haar vas, moet sien jy soen haar. Hulle moet hoor jy sê, jy's die liefling van my siel, hulle moet dit hoor. Hulle moet hoor jy sê, jy's die skoonste onder almal. Dis wat hulle moet hoor, want dit gee vir 'n kind sekuriteit, en dis wat en dit skryf jou generasie. So wat doen die Here? Hy keer die las om. Jesaja 46, God vergelyk homself met Babylon se afgode, hierdie wêreld se afgodsgoed. En dan sê die Here, afgode moet gedra word. Hulle maak mense moeg. Hulle laat jou gewig dra wat jy nie kan dra nie. Maar ek, die Here, jy dra my nie, ek dra jou. Christie, terwyl julle vorentoe kom, Christof en Christel, wil ek vir julle sê, dat die Here het 'n goudstaaf in julle lewe gebring, wat hy dra. Vir Christie beteken dit haar lewe word deur genade gedra, nie deur prestasie nie, is nie wat jy doen en wat jy bereik nie. Sy gaan nie groot word onder die gewig van genoeg wees nie, jy moet dit en jy moet dat nie. Nee, sy gaan groot gemaak word onder die sekerheid dat God genoeg is, nie al die ander goed nie. So wat vir my 'n gepaste profetiese woord, wat ek oor haar kan uitspreek, is dit, luister, Christie, jy is deur God gevorm, deur die hand van die Here, deur God se wysheid, God se insig, God se kennis. En uit sy tydsberekening gebore, jy sal gedra word al jou dae, Christie, deur die getroue een wat nooit laat val wat hy vasgehou het nie. Losa, ons is gewoond aan kinders, die kinders, sulke volkies behoort aan die Here. Hulle plan nie, sy kom net groet hierso. Kyk, sy het vrymoedigheid voor julle. Wat 'n groot mens gaan nou opspring en hier rondhardloop? Nie een nie. Jy sal ondersteun word, Christie, in die krag, in verstand, in gees en in jou roeping sal die Here jou ondersteun, en jy sal beskerm en gered word van gevegte waarvan jy nooit eens sal weet nie, want God sal jou skild wees. Jou lewe, Christie, is 'n rol geskrewe deur die oue van dae, en elke bladsy brand van bestemming. So vir die ouers, vir julle tweeetjies wil ek nou sê, julle roeping is nie om haar identiteit te bou nie. Julle roeping is om dit te bevestig.
Julle doel is nie om haar in haar roeping in te stoot nie, wat julle dink sy moet word nie, maar om saam met haar te stap terwyl God haar lewe ontvou voor julle. Julle sal haar nie alleen groot hoef te maak nie. Hy wat haar dra, dra julle ook. Amen. So, Christof, ek gaan vir jou geleentheid gee, by hierdie geleentheid jou vaderlike hart uit te spel. Hy het vir my gesê, hy het 'n hele uur nodig, toe sê ek, is alright, is jou dag. As hy sukkel, dit is maar net benoudheid, wie weet, as 'n ou so lees dan, okay, maar jy sal mooi lees. Het jy bril nodig? Nee, ek het lense. Okay, mooi. Dankie, Christof. Alright, so Jy moet net die mikrofoon naby jou asseblief. Hierdie is 'n toewydingssertifikaat wat ons voor God in die gemeente wil doen vir Christus. Ons, Christof en Christel, kom nederig voor U, ons hemelse Vader, om ons kind Christus aan U te wy. Ons beloof om haar in U woord te lei en haar in U liefde, genade en waarheid te leer. Ons wy ons lewens daaraan toe om haar fondasie sterk te maak en te bou op U woord. Ons vra dat ons U wysheid, geduld en leiding sal gee terwyl ons die uitdaging van ouerskap navigeer. Ons erken ons tekortkominge en vra om U vergifnis vir ons foute. Ons is onvolmaakte ouers en ons is daartoe verbind om ons kind lief te hê en te ondersteun en haar in U liefde en genade te wys. Ons wy ons lewe toe om haar terug na U hart te bring. Ons vra dat U altyd U hand van beskerming en leiding oor ons kind sal hê. Mag sy groot word om U te ken en lief te hê en mag U gees en voortdurende metgesel wees. Ons bid dat U ons gesin sal seën met U verteenwoordigheid, vrede en vreugde. Mag ons huis 'n hawe van liefde, lag en geloof wees. Here, die bietjie tyd wat ons as ouers met haar het, as werkende ouers met haar het, Here, seën die tyd met liefde geskenk en 'n sterk bond wat deur enige storm sal staan. Here, ons vra dat U ons sal help en lei om 'n sterk verhouding te bou met ons kind. God, ons is lief vir U en ons vertrou op U goedheid. Mag ons kind en seun verander wees en mag sy vreugde in die hart bring. Here, ons gee die wysheid en gesondheid geskenk terug aan U. Waardes, normes en beginsels volgens U woord om uit te leef en ander sal respekteer. Here, help ons om haar te leer om in haar naam te loop, dat sy altyd sal onthou hoe belangrik sy is en 'n doel sal hê. Ons vra dat as U kind en glo en vertrou ons met ons hele hart dat ons sal help en ons sal nooit U hand sal vergeet nie. Amen. Prys die Here. Marlene, kom. Ek wil hê met die regterhand uitsteek na hulle toe terwyl ons hierdie seën oor hulle uitspreek. Vader, laat Christus groot word onder die voortdurende, draande genade. Laat haar daar vol wees van U ondersteuning. Laat haar roeping beskerm wees deur U reddende liefde. En laat haar lewe die getuienis wees van iemand van begin tot einde deur God gedra word. En ook so hierdie twee mooi mense bid ek vir wysheid en insig en kennis, Here, en dat hulle leer en lei en onderrig en dat as 'n gesin in klein Christus salf ons, Here. En ons dankie dat U ons kan toewy aan die Here. Tot eer van U heilige naam bid ons dit. Amen. En ons gee af vir julle terug. Laat Heer U seën op hul daal. U guns uit Sion hul bestaan.
en dit geskied, wil Here seën op hul gebied. Nou gaan ek vir Chris, as die oupa vra om vorentoe te kom en sy seën oor hulle uit te spreek. Baie dankie Chris. Ek weet nie of Tilla wil saamkom nie. Tilla, wil jy saamkom? Ouma, grootouers speel 'n baie groot rol in kleintjies se lewe. Hulle sorg dat die beursie oorbly. Baie dankie Chris. Hou die mikrofoon net. Ja, vanoggend is 'n baie moeilike dag vir my. Ek is gebless met twee groot wonderlike dinge. My broer, jare laas gesien. Jare. Hier kom stap in vanoggend. Onverwags. Kom stap in vanoggend. Dis vir my soos die verlore seun. Ek moet nou seën en spreek oor die kind. Ek kan nie praat nie. Maar met die genade van die Here vra ek my God, dat U sal seën, dat die woorde aan haar mond sal lê. En dat wanneer sy sal bid, dat sy bid soos Hanna, altyd goeie dinge sal uitkom. Geef my seën en my skoondogter, waar hulle sal help om die regte dinge te kan doen. Dis al wat ek nou kan sê. Amen. Baie dankie Chris. Baie dankie. Julle mag gaan sit. Vrede vir julle. Hier is al sertifikaat. Baie dankie. Blessings hoor. Seëninge, kom ons gee verlaat. En vir elke ander persoon wat vanmôre hier is, sê ek dit. Want dis wat die Here sê. Met wie wil julle my vergelyk? Met 'n afgod? Nee. Ek is God. Ek dra julle. Ek versterk julle. En ek in hierdie seisoen, hierdie feesseisoen wat voorlê, waar baie van julle weggaan en gaan rus, onthou God's by jou. Hy is saam met jou op die pad, saam met jou in jou huis. Daar sal nie gebrek wees nie. Jy sal eet. Jy sal manna hê op jou tafel. As hy vir die mossie sorg, sorg hy vir jou. En daarom is ons bly vanmôre dat ons in die Here so kan leef. Dit is wonderlik om julle saam met ons te hê en ook dankbaar dat julle ook saam met Christof en Christel en Christie hierdie woord kon deel wat in julle harte geval het en ek bid dat die Here die saad sal benat en die wasdom sal gee want dit is net God wat in ons harte kan werk. Wonderlik om julle hier te hê. Ons gaan nou 'n song vra dat hulle speel en as jy kan lekker saam sing, dan sing jy saam. En daarna gaan ons vandag en soos julle weet, het hulle vir julle gevra om net so 'n bietjie tyd saam met hulle te spandeer en so ietsie saam met hulle te eet as jy kan, maar as jy nou jou ertjies en jou hoender bo koek wil hê, maak dit nie saak nie. Jy het ingekom in die teenwoordigheid van die Here, jy het kom sit, jy het ontvang, jy het gegee. Nou gaan jy uit by die deur in die teenwoordigheid van die Here, want God's by jou. En waar jy hierdie week gaan en in hierdie seisoen gaan, sal die Here se hand op jou wees. Ek seën jou by jou ingang, ek seën jou by jou uitgang. Geseënd is die werk van jou hande, geseënd is jou eiendom en al jou geld. Geseënd is jou huis, geseënd is jou vrou, geseënd is jou kinders. Geseënd is alles waar jy jou hand aan slaan in die naam van die Here. Jahwe Jiri, die Here is voorsiening. Jahwe Shalom, die Here is jou hulp en jou vrede. Jahwe Tsikenu, die Here sal jou voetstappe rig in die regte rigting wat jy moet gaan. God is ons God. Kan ons dit sê? Hy is ons God. Baie dankie. Ons luister en as u dan so kan u begin uitbeweeg. Die Here seën vir u.